Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Goeiemôre en welkom by die Groot Ontbyt. Ons is tyd vir jou koerantbesprekings en Jana Marx sluit volgens ons aan. Goeiemôre Jana. Goeie koue môre. Inderdaad, mens kan voel dit word nou kouer Jana. Jana, ons begin vanoggend met ons president wat baie te sê gehad het. Hy was gister bitterlik besig en hy het gesê enige iemand wat meen swart ekonomiese bemagtiging is verkeerd, moet sy kop laat lees. En dit was in die parlement tydens die vraag en antwoord sessies. Daai sessie is erg deur die EFF ontwrig. Ek wil sê what's new, soos hulle sê, maar dit was blykbaar heel besonder erg. En Ramaphosa het ook 'n paar dinge te sê gehad oor die Amerikaanse president Donald Trump na sy besoekie dan nou baie onlangs. Ramaphosa het gesê hy hoop daar kom goue einde aan rassekwalifikasie, maar dat dit nodig is dat die onregte van die verlede reggestel word. Christo van der Rede, hy is uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting. Hy was nie te vind vir hierdie uitlating nie. Ramaphosa het natuurlik op een van sy vrae gereageer. Die EFF was, soos ek gesê het, daarop uit om die sessie te ontwrig en dit het erger geword nadat Annelie Lotriet, dis die adjunk speaker, as voorsitter begin waarneem het. Sy is van rasisme beskuldig. Sekere EFF-lede is gevra om die sessie te verlaat. Die berig is nie duidelik of hulle toe nou weg is nie. En sekeres wat aanlyn bygewoon het, is gemute. Onder andere Julius Malema. Op 'n vraag deur Corneille Mulder, hy is die VF+-leier, het Ramaphosa gesê hy is verstom, verbaas en verras oor die uitlatings dat swart ekonomiese bemagtiging in die pad van ekonomiese groei staan. Hier spesifiek het dit gegaan oor ekonomiese groei. Hy het gevoel die teendeel is eerder waar as die president. Hy het gesê, sekere beleide in die verlede het groei geknel en spesifiek verwys na die meerderheid die meerderheid van die land se bevolking wat weerhou is uit die ekonomie in die apartheidsjare. Hy het ook die vergelyking getref tussen Afrikaners en die Engelse en dat Afrikaners teruggehou is, maar hy het wel gesê dat Afrikaners uit die ekonomiese staatsbeleid nog steeds voordeel getrek het, wat hy sê swart mense in apartheid nie gedoen het nie. Hy het ook gesê, jy kan nie na apartheid net as 'n nagmerrie verwys nie, dit is te ligtelik, dit is om 'n pleister om 'n diep wond te plak, en al hoe hierdie probleem opgelos kan word, of hierdie wond gesond kan word, is dan nou met rassekwalifikasie. Jana, ek dink my enigste vraag as ek na ons president luister, is hoekom is ons werkloosheidsyfer so hoog? Hoekom sit ons met 32-33%? Hoekom sit ons met die jeug tot en met 25 hier by amper 50% werkloosheid? Waar is ekonomiese groei dan as mens kyk na daai syfers? En ek voel nie ek so moeg dat ons daai moddergooiery tussen politici en verskillende partye en ons wil sien dat elke persoon, elke liewe persoon in die land vooruitgang. En dis hoekom ook as mens hoor net dat die EFF weer dinge ontwrig het, dan raak mens sommer moedeloos. Maar ek dink ons is almal by 'n plek waar ons gaan weet Suid-Afrikaners wil werk. Skep daar werk, skep daar geleenthede, kry ons ekonomie in die gang, laat ons vorentoe kan beweeg. Ja, en ek bedoel jy praat van die werkloosheidssyfers. Ons het so 'n week of wat terug het ons berig oor die kwartaallikse werkloosheidssyfers en die statistician general, hy het gesê dis die eerste keer ooit in sy termyn van 7 jaar waar die syfers so hoog is vir jong mense wat nie werk het nie. Dit sluit ook kinders in wat eenvoudig net, of jong mense in wat net moed opgegee het. Dis die hoogste wat dit nog ooit was. Dis nie net werkloosheid nie, maar mense wat eenvoudig moed verloor het en sê ek kan nie meer soek nie, ek is gegradueerde, ek kry nie werk nie. So nee, dis heeltemal reg wat jy sê. Jy weet, dit lyk nie of die stelsel werk nie. Op papier lyk dit dalk asof iets is wat moet herstel, maar die stelsel werk beslis nie soos wat dit dan moet werk nie. Dan terselfdertyd het hy ook gesê niemand sal in hegtenis geneem word vir die lied Kill the Boer nie. Ja, dit was nou weer by 'n ander funksie ook gister uit omtrent rondgetravel. Maar dis 'n konferensie oor infrastruktuur waar joernaliste hom gevra het of eintlik weer Trump se vrae geopper het. En ek vir die vir hom onthou nie, maar Trump het na hom toe gedraai en vir hom gesê in daai sessie in die Withuis, hoorie maar hoekom word Malema nie in hegtenis geneem vir die Kill the Boer lied wat hy sing nie. So Ramaphosa het daarop gereageer. En hoewel hy nie Malema se naam genoem het nie, het hy gesê die kwessie rondom die sing van enige slagspreuk gaan oor die soewereiniteit van die land. En hy het gesê daar kan nie net opdrag gegee word dat iemand in hegtenis geneem word nie. Okay, dit maak sin as jy kyk na 'n polisieondersoek, dan moet 'n ondersoek wees. Jy weet, dan besluit die polisie of daar genoeg bewyse is met die persoon te arresteer of dan nou nie.
En hy het byvoorbeeld verwys, of Ramaphosa het byvoorbeeld verwys na Amerika waar mense baie makliker in hegtenis geneem word en dit is so. Maar ja, ek dink die vraag is 'n geldige vraag, jy weet. Ramaphosa het terugverwys na die Grondwethof wat 'n ruk gelede beslis het dat die lied eie is aan 'n struggle. Hy het spesifiek verwys na daai hofsaak. Dit hou verband met die struggle, dit is nie haatspraak nie, daai saak. En by hierdie konferensie is daar ook aan die onteieningswet geraak, waar Ramaphosa gesê het min of meer net in kort hoe dit gaan werk. Hy het gesê die howe gaan betrokke wees. Hy het ook gesê daar gaan gefokus word op grond waar eienaars nie opgespoor kan word nie of waar daar baie geld geskuld word. Dis hartseer 'n mens dink dalk dat die kontroversie rondom al hierdie kwessies, of dit nou die liedjie is en of dit 'n grondonteiening is, dalk uit die wegruim sou kon word as mense net oopkop mekaar gepraat het en mekaar begin luister het van die begin af. Ek dink tyd vir verdeeldheid, veral in Suid-Afrika, veral as dit verwys na 'n sekere groep in Suid-Afrika. Ek dink daai tyd is verby en ek dink ons moet verby dit beweeg om verdeeldheid te saai. Die hartseer ding is dat daar Stellenbosch nog steeds so hier en daar so voorval was, maar een van die voorvalle wat nou op sy geskuif word deur die hof en wat duidelikheid gegee is uiteindelik is teens die wet se geval waar daar nou finale uitspraak is. Ja, mense wat die teens die twee saak oor die jare gevolg het, hy is onskuldig aan crimen injuria en kwaadwillige saakbeskadiging. En dit spruit nou uit daai voorval 3 jaar gelede in 2022 in Huismaree, waar 'n erg besope de Tooi in die kamer van 'n medestudent ingegaan het, Babalo Ndwayana, en hy het geïrineer en na bewering rassistiese aanmerkings gemaak. Hy het op sy laptop geïrineer, dis waar die saak gegaan het. En ja, die hof het uiteindelik 'n uitslag gehad in hierdie saak. Dis 'n baie slegte saak vir albei kante. Rudy de Tooi, dis teen sy pa wat deurentyd in sy seun se sy was, sê net daar's uiteindelik geregtigheid en dan na 3 jaar hierdie las uiteindelik van hulle skouers af is. Teen self het vir hom gesê dis vir hom belangrik dat hierdie onskuld juis in 'n hof bewys is, want soos hy reg ook sê, jy weet, in 'n dissiplinêre verhoor is daar mense van die universiteit betrokke en hulle het op die eind besluit hy moet geskort word, maar 'n hof bepaal of jy 'n misdaadrekord of nie. En dit beïnvloed natuurlik jou toekoms, dit beïnvloed enige ding as jy vir 'n visum wil aansoek doen en al daai tipe goeders. So hy sê dit was vir hom belangrik dat die onskuld juis in 'n hof bewys word. Hy sê ook hy wil nou op sy studies wil fokus, maar op 'n vraag of hy dalk sal teruggaan Stellenbosch Universiteit toe, hy sê daar's nie 'n manier nie, hy sal maar by die huis studeer. En hy weet op 'n vraag oor of hy dalk die Universiteit Stellenbosch gaan aanvat oor hulle besluit, dit lyk ook nie asof hy nou daai rigting wil gaan nie. Ek dink hy wil die hele storie nou net agter hom sit. Babalo se pa, hulle was nie by die hof gewees nie, maar hy sê net, hy berus by die hof se uitspraak, hoewel hy steeds glo dat teenskuldig is ook maar 'n pa wat staan by sy kind. Ja, ek dink, wat kan 'n mens leer van hierdie saak? Kyk, ek dink enige wat gebeur het, kan geregverdig word op enige manier nie, maar ek dink daar's soveel nuance, en ek lees 'n interessante meningsstuk deur Fini Grobler op Netwerk 24, waar sy noem dat, jy weet, onthou die Rydsgeval, ek onthou dit baie goed, want ek was op universiteit daai tyd gewees. In die Rydsgeval was daar 'n mediasie van die universiteit se kant af, was mediasie tussen die partye, en op die ou end is hierdie studente wat geskort is, hulle is later terug verwelkom, bloot net omdat die rektor wat toe Jonathan Jansen was, ook gesê het, jy weet, hier's eintlik 'n groot probleem by ons, dit gaan nie net oor hierdie enkele studente nie, en hy het ook die groot probleem begin aanspreek. So, 'n mens wonder nogal, jy weet, en Fini wonder daaroor in haar skrywe ook, of dit nie dalk 'n manier was om hierdie ding beter te hanteer van die universiteit se kant af nie. Ek sal ook nie weet nie, mens sit nie noodwendig in daai vergaderings nie, maar dit is nog steeds 'n baie slegte voorval wat 2 studente se lewens en 2 families uitmekaar uitgeruk het vir 3 jaar lank. Ja, hopelik na 3 jaar Jana kan hulle nou aangaan. En dan gister nog 'n groot storie in howe, wat was die vonnisoplegging van natuurlik Jocelyn Smith saak. Ja, die voorvonnisverrigtinge, dis in die gang en die voorvonnisverrigtinge is nou waar die staat getuies roep vir strafverswaring en die verweer kan nou getuies roep, die mense wat dan nou skuldig bevind is, kan getuies roep vir hulle eie strafversagting. En Steffie van Rein, hy word saam met Kelly Smith en Boeta Apollo skuldig, of hy saam met hulle skuldig bevind. Die maatskaplike werker wat hom geëvalueer het net gesê, jy weet, hy het volgehou, hy is onskuldig en daar is 'n komplot teen hom. Die maatskaplike werker wat vir die staat getuig het ook gesê, Kelly Smith is definitief die baasbrein,
En Apollos, baie interessant vir my gewees, was dat sy ma, sy kinders en sy ouma hom as stil en teruggetrokke en manipuleerbaar beskryf het. So die maatskaplike werker namens die staat het eintlik maar net gevra, die hof gevra om nie met handskoentjies hierdie saak aan te pak wanneer daar gevonnis word nie en dat hierdie mense die minimum voorgeskrewe vonnis van lewenslank verdien. En as dit by vonnisse kom, dan dink 'n mens ook aan die Stella saak waar die moordenaar Sander Bylsma die hof nou nader om 'n verplasing van hom na 'n ander tronkfasiliteit toe te staan. Ja, dis vir Sander niks lekker in die tronk nie. Dis die man wat skuldig bevind is aan die moord op die twee vriendinne, Marna Engelbrecht en Chanel Houg in die Stella Koshuis. So die tronk waar hy nou is, dit is 'n tronk naby Louis Trichardt. Dit is 'n privaat tronk. Dit is bietjie soos of dit is presies eintlik soos die Mangaung tronk waar Thabo Bester aangehou word. So dit val nog steeds onder die jurisdiksie van die korrektiewe dienste, maar dit is nie noodwendig 'n staatstronk nie. Hierdie tronke is dikwels bietjie strenger ook. En Bylsma kla ook daaroor. Hy sê hy kan nie studeer nie. Hy sê hy het sy pa het vir 'n paar kursusse ingeskryf. Wat sê dat laptop is by ouend weggevat en sy familie kan nie kom kuier nie want dit is nogal ver. Louis Trichardt is ver van waar hy woon, waar hy eintlik vandaan kom in Noordwes. So hy het nou al 'n paar keer probeer om tronke te skuif, maar dit het nog nie gewerk nie en nou vra hy die hof moet ingryp. So hy was aanvanklik in die Rooigrond tronk naby Mahikeng. En hy's toe Barberton tronk toe en nou is hy in daai privaat tronk, wat ek gesê die Kutama Sinutumele. En hy hoop nou om terug te gaan Rooigrond toe sodat sy familie weer vir hom kan kom kuier. Ek hoor wat Sander sê, maar ek dink ook Chanel en Marna se familie mis hulle ook. Ja, goed gesê Jana. Dan gister skokkende en hartseer nuus wat die hele Suid-Afrika getref het, die afsterwe van Darren Scott. Is daar iemand wat nie Darren se stem ken nie? Dit is dan nou 5FM, toe hy die rugby saam met rugby kommentator saam met Naas was, op net 24 is al sulke mooi foto's ook, waar hy as 'n jong man saam met Naas staan. Maar Scott het vir jare teen fase 4 kanker beveg. Hy was later ook nie meer op televisie nie, omdat hy swaar gekry het. En ja, dit was wyd en suid het bekendes soos Kurt Darren en ander radio-omroepers, veterane gesê, jy weet, hulle het eintlik maar gehoop hierdie dag kom nooit. En Darren het net absoluut 'n merk gelaat op radiowese en op nuuswese. Ja, hy was verlede jaar ook ingehulde by die Radio Awards as Lifetime Award, wat nogals regtig mooi is. Sy twee seuns bly agter. En mens dink ook aan hulle in hierdie tyd en wat net aanhou werk het. Ek dink gister soos jy gesê het, jy weet die mooiste huldeblyke wat ingestroom het om te sê hoe hard hy gewerk het, vir hoeveel mense hy 'n geleentheid gegee het waar hulle nie gedink het hulle ooit 'n geleentheid gekry het nie, waar hy die deure oopgemaak het vir mense om hulle loopbane te begin. So mense dink ook aan hierdie tyd aan sy familie en sy vriende. 'n Mooi nalatenskap. Dan in Liverpool is daar 'n kar wat deur 'n groep mense geploeg het. Ja, buitelandse nuus is 4 kinders wat onder dosyne mense is wat seer gekry het nadat 'n kar in hulle ingeploeg het. Dit is mense ondersteuners van die Liverpool van die Liverpool klub nadat hulle gewen het, wat in die strate gemars het en opgewonde was en toe het hierdie kar deur hulle geploeg. Die video wys net hoe hierdie kar is, as 'n video CCTV kamera waar die kar net jaag onder die mense in. Hulle sê omtrent 50 mense is beseer. Dit was omtrent 6:00 die aand, omtrent in die middel van die stad. En ja, 53-jarige Britse man is in hegtenis geneem. Hy word wel nie met terrorisme verbind nie, maar dit word beskryf as 'n baie, baie ernstige ongeluk. En dan 'n bietjie van 'n ligter storie, Jana. Bietjie chaos gister in Gordons Bay. Dis ook net in Suid-Afrika, waar daar ewe skielik 'n olifantrop in die strate in Waghal, kan jy sê instap nie. Maar 'n groep kundiges van die Kaap, die Goeie Hoop DBV en marinekenners van die Kaapstad Metro Sandpark, die 2 Oseane Aquariums, Departement vir Bosbou, Visserye en Omgewing en die organisasie Shark Spotters, lekker groot groep mense bymekaar gekom om hierdie olifantrop wat besluit het hy verhuil na die see vir Gordons Bay strate weer veilig terug te kry in die see. So, die rop het omtrent sy rondes gedoen. Hy was by 'n skool, hy het diskant 'n spur omgewaggel. Vir 'n sousie waarskynlik. Ja, hy het aan die slaap geraak naby die skool.
sommer self net aan die slaap geraak en daar kon hulle hom nou rustig verdoof en hom nou op die ou end verwyder. Maar ja, dis vir my sommer net 'n mooi storie. Dit was natuurlik belangrik om nie net die rob te beveilig nie, maar ook die mense, want wag vir dit, daar's mense wat wou selfies neem. Ag, ja. Natuurlik. Ja, ek dink die opvolgingsberig daar. Hi, wie jy, Jana? Ook keer dat hierdie rob voor die karre beland. Die dierekenners sê wel, dis interessant, hierdie rob is nogal redelik, is 'n skaars soort, of 'n rob wat nie sommer in Suid-Afrika of die omgewing van Suid-Afrikaanse oseane gesien word nie. Hy word meer in Antarktiese dele gesien, maar hy kom af en toe in ons omgewing. En vir hom om wel, jy weet, die see te verlaat, dit is wel baie, baie raar. Tjoh, baie interessant daar in Gordons Bay en ons seker almal het die video's ook gesien. As jy nog nie video gesien het, gaan loer gerus. Jana, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Jana Marks, bly inskakel net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.